Abraham Avonture 9. Hoe lyk jou Sodom? Genesis 18. Wanneer ons die Bybel lees, is dit altyd goed om die konteks te verstaan. Die teks vandag vind plaas binne in 'n groter konteks. Om agter te kom wat dit is dit handig om die voorafgaande verse te lees in plaas van om net 'n teksie te gryp en jou eie interpretasie daarin te heg. Ons het in die vorige verse gesien hoe Abraham besoek vanaf die Here gekry het by die groot bome van Mamre. Abraham het oorboord gegaan met gasvryheid om sy gaste welkom te laat voel, sonder om te weet wie dit was. Daar het die Here sy belofte aan Abraham herhaal van 'n nageslag wat kom binne 'n jaar. Sara het by die tent afgeluister en haar byna doodgelag. Die kans dat hulle 'n kind sou kry was lankal verby. Die Here het te lank gewag. Dit was onmoontlik vir haar, maar nie onmoontlik vir God nie. God sou sy kant van die verbond nakom en getrou wees aan sy beloftes. Vandag se storie van Abraham wat ingetree het vir Sodom en Gomorra om gespaar te word, ken ons al reeds vanuit die kinderbybel. Ons het die storie van kleintyd af al gehoor. Toe God die stede inspekteer, het hy gevind dat hulle sonde so groot was, dat dit vernietig moet word. Abraham het met God onderhandel en van God gevra om die stede te spaar, terwyl van die regverdiges wat ook daar woon. Het dit al ooit met jou gebeur, dat jy regtig ernstig gebid het vir iemand, dat Jesus 'n wonderwerk sal doen en daardie persoon se hart sal omkeer en hom terugbring na aktiewe geloof? Het jy al by die Here gepleit vir 'n kind wat die pad byster geraak het, of 'n familielid wat verkeerde keuses gemaak het? Met 'n hart van pyn het jy gereeld ingetree vir daardie persoon, ernstig en aanhoudend. Wat het toe gebeur? Party het onmiddellike resultate gesien en ander bid nog steeds, na jare, vir 'n verandering. It was the answer to his prayers, not the one he was hoping for, but an answer nonetheless. Die seentjie se ma word onkant gevang. You didn't hear me say my prayers because I texted them. Toe Abraham gebid het vir Sodom om gespaar te word, het hy ingetree vir die bose mense wat daar woon. Hy vra die Here om die hele stad te spaar met al sy boosheid en sonde en perversie terwille van die regverdiges. Hy vra nie die Here om die regverdiges te red of te spaar nie, maar hy bid vir die Here se genade op hulle wat ooglopend in sonde volhard. Ons tel die storie op in Genesis 18. Later die middag het die 3 mans opgestaan en op 'n plek gekom waar hulle Sodom kon sien. Abraham het 'n eind saamgestap. Terwyl hulle so stap, het die Here gedink, sal ek vir Abraham wegsteek wat ek met Sodom gaan doen? Abraham se kinders gaan tog 'n groot en sterk nasie word, en hulle sal baie mense wees. Al die volke sal Abraham ken, daarom sal dit met hulle goed gaan. Van alle mense het ek Abraham uitgesoek om my spesiale boodskapper te wees. Hy het nog altyd naby my geleef. Hy sal sy kinders van my vertel en hulle sal ook naby my leef. Hulle sal weet hoe om reg te leef en die regte dinge te doen. Daarom sal ek nog al my beloftes aan Abraham waarmaak. Die Here het toe vir Abraham alles vertel. Ek is op pad Sodom en Gomorra toe, het hy gesê. Hulle sonde skreeu ten hemele. Hulle doen die allerverskriklikste dinge. En ek het kom kyk wat aangaan en of alles so sleg is. Ek moet uitvind of alles oor Sodom en Gomorra waar is of nie. 2 van die mans het so lank aangestap na Sodom toe, terwyl die Here nog 'n rukkie met Abraham gepraat het. Abraham vra hom toe, gaan u almal doodmaak, skuldiges en onskuldiges? Sê nou daar is 50 goeie mense in die stad. Gaan u dit nogtans verwoes? Sal u nie die stad terwille van hierdie 50 spaar nie? U sal mos nie goeie mense saam met slegtes laat lei nie. So iets sal u mos nie doen nie. U wat die goeie regter is van die hele wêreld, sal mos nie skuldiges en onskuldiges saam vernietig nie. Die Here het gesê, as daar 50 goeie mense in Sodom is, sal ek die stad terwille van hulle spaar. Abraham het weer gepraat. Voor u is ek niks nie, net maar stof en as, en tog waag ek om u weer te vra. Sê nou daar is nie heeltemal 50 nie, maar net 45 goeie mense. Sal hy dan die stad vernietig? Gaan 5 soveel verskil maak? Nee, sê die Here toe, as daar 45 is, sal ek nie die stad vernietig nie. En sê maar daar is net 40, het Abraham gevra. En weer het die Here gesê dat hy nie die stad sal verwoes nie.
Abraham sê toe, Here, moet tog nie kwaad word as ek weer vra nie, maar sien nou daar's net 30. En weer het die Here Abraham verseker dat hy die stad sal spaar. Abraham het weer probeer, dis verwaand van my om met die Here te redeneer, maar as daar net 20 is, Here, wat dan? En weer het die Here gesê dat hy die stad nie sal vernietig nie. En Abraham het die laaste keer gevra, Here, moenie kwaad wees nie, maar as daar net 10 is, wat dan? En weer het die Here Abraham gerusgestel dat hy die stad terwille van hierdie 10 sal spaar. Toe die Here klaar met Abraham gepraat het, het hy omgedraai en in die rigting van Sodom aangestap. En Abraham het teruggegaan huis toe. Ons almal hou van bargains. Die oog glinster sommer as ons hoor van 'n uitverkoping of 'n boetseil of 'n garage sale of 'n fondusie. Ons daag op omdat ons oortuig is dat ons iets gaan vind wat ons met 'n breë glimlag sal laat wegloop. Ons almal het 'n swak plek vir bargains of winskoopies. Ons val graag vir advertensies wat afslag adverteer en word maklik geflous. En die van ons wat al op Temu inkopies gedoen het, sal weet dat daar groot afslag op elke produk is, maar dis eintlik net gemik om my te oortuig om te val daarvoor. Don't bargain shop for parachutes or plastic surgery, is die ou se advies. Die lewe het ons al gewys dat daar party dinge is wat jy liewers nie die goedkoopste van moet vat nie. As iets te goed klink om waar te wees, is dit gewoonlik. Ons manne het lankal geleer dat goedkoop duurkoop is. Veral as dit met gereedskap te doen het. En daai Carrefour prys klink baie aanloklik, totdat mens die fynskrif lees en agterkom dat dit maar net 'n Chinese namaaksel is, waarin so 'n paar kort paadjies gevolg is. Daai klompie boorpunte wat jy amper verniet kry, sal nie eens een keer so boor in die regte lewe oorleef voor dit stomp is nie. Dis net so waar in die karmark as jy 'n voertuig soek. Mens soek lank en innig na die beste moontlike prys teen die grootste afslag en sal en onderhandel tot jou wielietjies pap raak. Maar dikwels is daar teleurstelling omdat die goeie winskoopie jou sommer vroeg in die steek laat en sy swakpunte begin wys. Dis die een wat ek wil hê. Ek wou al so een gehad het sedert ek 'n kind was, sê die ou daar in die karmark. Dit mag waar wees, maar dalk vind te veel van ons inkopies plaas op grond van nostalgie en herinneringe uit die goeie ou dae. Baie van ons het dalk al opgeskeep gesit met winskoopies na die tyd wat ons dalk net een keer gebruik het. A bargain is something you have to find a use for once you have bought it, het Benjamin Franklin glo geskryf. Elkeen van ons wat al gereis het is bekend met aandenkings wat ons koop langs die pad om ons te herinner aan die plekke waar ons was. Of het nou in 'n mark is soos Istanbul se Covered Bazaar, of langs die pad is by iemand wat 'n sakkie avokados in jou wil verkoop, is ons geneig om te stry oor die prys. Ons wil die beste moontlike deal kry, sodat ons goed kan voel oor ons winskoopie. Please don't bargain hard with small vendors like this. They do business, not to build a shopping mall, but for a living. Bargain like a gypsy, pay like a gentleman, was een van die Hongaarse spreuke. Man is an animal that makes bargains. No other animal does this. No dog exchanges bones with another. Woman seems to be all right on bargains, till it comes to picking out a husband, het hierdie ou tong in die kies opgemerk. Do not take life too seriously. You will never get out of it alive. 'n Joodse gesegde sê, life is the greatest bargain. We get it for nothing. Goeie standvastige mense is skaars soos hoendertande in ons tyd. Die wêreld is op soek na leiers wat hulle sout werd is, maar dis asof teleurstelling die huidige generasie van leiers kenmerk. Hulle kom en gaan en word onthou vir hulle swakhede. As God moet soek vir 'n paar goeie manne en vroue wat die wêreld kan verander en sterk kan staan teen die boosheid van ons dag, wie sou hy kies? Watter verskil sou dit maak as mense saam staan om die wêreld te verander? Het jy al gehoor van die 2% reël? Campus Crusade se doelwit was om 2% van die studente op die kampus betrokke te kry by hulle programme. En daardie minderheid sou dan die morele klimaat van die hele kampus verander. Ons moet nooit die invloed onderskat van 'n klein groepie mense wat 'n visie het vir die wêreld nie. Die waardes van 'n hele kultuur kan verander word
as net 2% van die mense 'n visie deel. Dit vat nie baie mense om 'n kultuur te beïnvloed nie. Dit beteken jy kan 'n verskil maak daar waar jy is. Hoe lyk ons gebede? En bid ons dat die Here die sondaar sal spaar, sodat hulle gered kan word? Of vind ons eerder vreugde daarin as die bose skry wat hulle toekom, as hulle hart val? Daar's 'n fyn lyn tussen regverdige woede en om wraak te wil hê. En wees maar versigtig. Personally, I wouldn't mind at all if God sent a plague of mice to rain down upon the sinners of the modern world, sê die een kat vir die ander een. In Genesis 18 sien ons 'n vreemde spel tussen God en Abraham, waarin Abraham al sy oortuigingsvermoë inspan om God van opinie te laat verander en eerder die stad te spaar. Hy vra God om die stad te spaar terwille van 50 regverdiges wat daar woon. God stem in, en Abraham begin die getal al kleiner te maak, 40, 30, 20 en uiteindelik 10. Sou God vir Sodom spaar as daar net 10 regverdiges daar gewoon het? Die antwoord is ja. Op daardie punt het Abraham besluit om nie verder te stoot aan die grense van God se genade nie. Die NIV studiebybel suggereer dat Abraham by 10 gestop het, want daardie getal sou dieselfde wees as Lot en sy vrou en sy dogters met hulle mans. Vir net 10 mense sou die grootstad van Sodom gespaar bly. Argeoloog vertel vir ons dat Sodom dalk 'n stad van 250.000 mense kon gewees het in die tyd van Abraham. En tog sou dit gespaar gebly het as daar net 10 regverdige mense in was. Maar ons weet, daar was nie eers 10 nie, want Sodom is wel verwoes. So totaal dat mense vandag nog onseker is presies waar die stad was. Ons vermoed dit is daar waar die dooie see vandag is. Hoekom 10? Hoekom het Abraham gestop by 10 regverdiges? Party sou sê dat dit die minimum getal regverdiges is wat nodig is om 'n stad ten goeie te beïnvloed. Daardie getal het later die minimum getal geword wat nodig was om 'n sinagoge tot stand te bring. Ander het gesê dat Abraham hom nie kon voorstel dat almal in Lot se familie dalk nie regverdig sou wees nie, of dat Lot geen invloed op die stad gehad het nie. Ons kan maar net spekuleer. Miskien het Abraham tot die slotsom gekom dat die getal nie so belangrik is nie, maar dat God genadig is en kan onderskeid tref tussen die goeies en die slegtes. Die episode het nie geëindig met God wat nie genade bewys het nie, maar met Abraham wat dit nie gewaag het om verder te vra nie. Dit was Abraham wat opgehou bid en onderhandel het, nie God wat ophou gee het nie. Baie mense neem God se regverdigheid te ligtelik op vandag. As daar getrap word op ons regte, beweeg ons gou na wraak tot ons beter voel. Maar as dit kom by die regte van die mees heilige opperwese, vat ons nie sy regte ernstig op nie. Ons vertel graag grappies van Petrus by die hemelpoorte wat bepaal of mense kan inkom of nie. Ons koop selfs humoristiese kaartjies wat die hel en Satan uitbeeld. Ons handhaaf 'n bufferplakker teologie, dat God almal liefhet en niemand sal straf nie. Maar God se regverdigheid sal bevredig word. Nie baie mense vat dit ernstig op nie. Enige sonde, dit maak nie saak hoe lig of gering dit in ons oë lyk nie, is verraad teenoor God. Jakobus skryf dat die geringste oortreding teen God se wet ons laat kwalifiseer vir oordeel en straf. Jakobus 2. Dit help nie dat 'n mens die meeste van God se wette presies hou, maar jou aan een van hulle nie steur nie. Al is dit net daardie een wat jy nie wil doen nie, is dit so goed of jy die rug draai vir alles wat God van jou vra. Ons verstaan wel die ernstigheid van verraad deur deel te neem aan die omverwerping van 'n regering, maar ons verstaan nie dat elke sonde 'n poging is om God se heerskappy in ons lewens uit te gooi nie. Met elke sonde wat ons teen God doen, vertel ons die koning van alle konings dat ons eerder onsself op die troon wil sien as hy. Ons is gou om ander te veroordeel vir hulle sondes, maar stadig om ons eie te herken. Dalk omdat ons so gewoond geraak het daaraan. Of dalk het ons te gewoond geraak aan die genade van God. God is onder geen verpligting om genade aan my te bewys nie. Eksodus 33. Maar hy het geantwoord, ek sal al my goedheid reg voor jou laat verbygaan, en ek self sal die naam die Here uitroep. Ek is genadig oor wie ek genadig wil wees, en ek ontferm my oor wie ek my wil ontferm. Nie almal ontvang sy genade nie.
Wanneer ons volhard in ons sonde, sal die regter van die wêreld inderdaad wys wie is reg. Hy straf die oortreders met 'n ewige oordeel. Maar vir hulle wat sy naam roep en hom vertrou, bewys hy sy genade. God het sy woede teen sonde uitgegiet op sy seun op Golgotha. Net diegene wat vasklou in Jesus se eenmalige offerande word bekleed met regverdigheid. Aan die kruis van Jesus sien ons die oordeel en straf vir ons sonde, maar ons sien ook genade omdat ons sondes vergewe word. Deur Christus se bloed kom ware regverdigheid en versoening met God. Sonder twyfel gaan hierdie gedeelte oor die karakter van God. Dit vertel vir ons in eerste plek van God se insig en kennis. Hy weet alles omtrent die sondes van Sodom en Gomorra. Hy het die geroep van die stad gehoor. God sien en God weet. Hy is bewus van elke stukkie ongeregtigheid in ons bose wêreld. Dit leer ons ook oor God se oordeel. Hy kyk nie maar weg van sonde en sê, seuns sal maar seuns wees nie. Of live and let live nie. Hy sal altyd doen wat reg is. Abraham se hele gebed word gebaseer op die vraag in vers 25. Sal die regter van die hele aarde nie doen wat reg is nie? Martin Luther King het geskryf, the arc of the moral universe is long, but it bends towards justice. Ons leer ook 'n kragtige les omtrent God se genade. Wanneer hy die uitroep hoor van Sodom se sondes, kom hy persoonlik dinge ondersoek, om te sien of dit so sleg is soos wat hy gehoor het. Hy laat selfs toe dat Abraham betrokke raak met sy voorbereiding, wanneer hy alreeds die stad van die begin af kon verwoes het. Maar ons sien God se genade die duidelikste in die feit dat hy selfs die stad sou spaar, as daar net 10 regverdiges gevind kon word. Daar word dikwels gesê dat gebed dinge verander. Baie van ons ervaring onderstreep dit. Maar wat van al die kere wat niks verander het nie? Omdat God alle dinge weet van die begin tot die einde, verander gebed nie God se gedagtes nie, maar het verander wel ons gedagtes. In hierdie geval het Abraham se perspektief omtrent God verander. Hy het geweet God was regverdig, maar was hy ook genadig? Na hierdie gebed kon hy met selfvertroue sê dat God ook genadig is. God het nie net sy gebed gehoor nie, maar selfs saamgestem om die stad te spaar as daar net 10 regverdige mense gevind sou kon word. Ons weet egter wat daarna gebeur het. Dus is dit duidelik dat daar nie eens 10 sulke mense in die stad was nie. God het sy oordeel oor die stad voltrek. Tydens ons reis deur Abraham se lewe het ons verskeie kere afgekom op dinge wat die eerste keer gebeur het. In hierdie deel van Genesis kom ons af op nog so een. Toe Abraham vir Sodom gebid het, was dit die heel eerste voorbidding in die hele Bybel. Om in te tree vir iemand is om die saak van 'n ander persoon te bepleit. Toe Abraham God gevra het om Sodom te spaar, was hy besig om voorspraak te doen in die hoogste hof van die heelal. Dieselfde gebeur as iemand sou praat namens 'n student wat op die punt staan om gestraf te word, dan is daardie persoon besig met intersessie, hy tree in namens hom. If we truly love people, we will desire for them far more than it is within our power to give them. And this will lead us to prayer. Intercession is a way of loving others. Maar dit bring 'n ander vraag na vore. Hoekom sou God vir Abraham toelaat om in te tree vir Sodom? God het immers al die feite geken. Hy het al klaar geweet wat daar aangaan, dat daar nie eens 10 regverdiges in die stad was nie. Hy het al klaar geweet wat hy daaromtrent gaan doen. Het dit nie juist Abraham se gebed waardeloos gemaak nie? Dit bly een van die groot misteries omtrent gebed. As God al klaar weet wat hy gaan doen, hoekom bid ons dan hoegenaamd? Party van die antwoorde op daardie vraag kan gesien word in ons teks. Eerstens het hy Abraham toegelaat om voorbereiding te doen vir die stad, omdat hy sy genade wou openbaar. Tweedens het hy het gedoen, omdat God geen plesier daarin vind om die bose mense te vernietig nie. Esegiel sê, sou ek enige vreugde vind in die dood van 'n goddelose, is die uitspraak van my Heer die Here. Is vreugde nie eerder daarin geleë dat hy van sy verkeerde paaie terugkeer en leef nie? Derdens het Abraham se gebed vir ons iets gewys van die ongelooflike krag wat regverdiges in 'n plek het. You must never underestimate the power of your righteous influence, het Dalton geskryf.
Vierens leer dit vir ons die waarde van intersessie of voorbidding. Dis waaroor gebed gaan. Ons kan met vertroue sê dat Abraham se voorbidding ons iets leer omtrent God en iets omtrent gebed. Het is belangrik om te weet dat Abraham nie God se reg as die regter bevraagteken het nie. Ook nie sy besluit om die bose te straf nie. Hy sê nie, wie dink u is u om so iets te wil doen nie? Of watter reg het u om Sodom te wil vernietig nie? Anders as die meeste moderne mense van ons tyd, het Abraham verstaan dat 'n heilige God die reg het om sy eie skepping te oordeel. Hy het dus die soewereiniteit van God erken en bevestig. So hoekom bid hy dan hoegenaamd? Die antwoord word gevind in vers 23, toe hy vra, sal u die regverdiges saam met die onregverdiges vernietig? Hoe kan 'n regverdige God die regverdiges op dieselfde manier hanteer as die ongelowiges of die onregverdiges? Die antwoord is, God kan nie. God heg waarde aan regverdigheid, selfs meer as hy die onregverdigheid haat. Dis die fundament van Abraham se gebed. In hierdie gedeelte kan ons 4 karaktereienskappe van Bybelse gebed waarneem. Beskeidenheid, hy het nie geweet wat God sou doen nie. Hy was nederig, hy het niks van God afgedwing nie. Hy het volhard, hy het 6 keer vir God genader. En hy was oortuigend, hy het alles wat hy gesê het gebaseer op die karakter van God. Ten spyte van dit alles is sy gebed nie beantwoord nie. Sodom is verwoes. Partykeer sal ons gebede ook nie beantwoord word met 'n ja nie. Maar dit was nie Abraham se fout of weens sy swakheid nie, net soos dit ook nie ons fout nie. Met daardie waarheid en gedagte draai ons terug na die mees fundamentele waarheid omtrent gebed, naamlik dat ons altyd sê, laat u wil geskied. Die gedeelte leer ons ook iets omtrent hoe 'n regverdige man 'n hele stad kan red. Terwyl Abraham en God met hulle gesprek en onderhandelings besig was, het dit daarop neergekom dat die stad selfs vir net 10 regverdige mense gespaar sou word. Net 10 regverdige mense sou genoeg wees om 'n hele stad van 'n kwart miljoen mense te spaar. As jy dink aan die groot stede van ons tyd vandag, kom die woorde van Spreuke by ons op. As gelowiges regeer, is daar blydskap. Almal word dan bevoordeel. As slegte mense die mag oorneem, is almal bang. Mense onttrek hulle of emigreer. Dis wat in Sodom gebeur het. Bose mense die mag oorgeneem en die regverdiges het weggekruip of weggeglip. En watter goeie invloed hulle voorheen gehad het, is oorweldig deur die mag van die bose. Hoe werk so iets? Eerstens moet daar regverdiges in die stad wees. Net die mense in Sodom kan vir Sodom red. Tweedens moet die regverdiges regverdig optree. En derdens moet hulle praat. Hulle moet hulle invloed laat geld in elke terrein van die lewe. Die evangelie het die krag om die menslike hart te verander. Daar is altyd die risiko dat deur te fokus op die morele sake, jy juist die mense kan wegstoot wat jy probeer wen met die evangelie. Jy kan selfs eindig met 'n negatiewe reputasie in 'n gemeenskap. Ons sien vandag hoe maklik geloof geskaak kan word vir 'n politieke agenda waarin die oorlog vir siele verloor word. In die middeleeue was die kruisvaarders begeesterd om die heilige land van Israel te gaan bevry van die moslems. Hulle geloof en toewyding is geskaak vir 'n politieke agenda wat groot geweld en baie gelowiges se dood veroorsaak het. Moet Christene dan hoegenaamd praat oor morele sake? Sou Sodom 'n beter plek geraak het as Lot wat daar gebly het dalk meer verbaal was, teen die morele verval gepreek het, in plaas van om maar net saam te gaan met die agteruitgang? As tye wanneer Christene as individue en kerke as instansies moet opstaan vir wat goed is, en die bose moet weerstaan. Was Martin Niemöller verkeerd om wal te gooi teen Hitler in 1930? Was Dr. Martin Luther King verkeerd om te protesteer teen die rassekwessies van sy tyd in die 1960s? Sy bekende uitspraak word tot vandag toe nog onthou. Our lives begin to end the day we become silent about things that matter. Is dit verkeerd vir die pro-life beweging om weerstand te bied teen die aborsies van die 1990s? In hierdie dae van morele verval is ons nie juist veronderstel om te staan vir die waarheid nie. As ons dit nie doen nie, wie sal dit dan doen? As die sout van die aarde mag ons woorde dalk pynlik wees op die wonde,
maar uiteindelik genesing bring. En dalk is dit belangrik om ons uit te spreek teenoor morele sake, nie teenoor persone of politiek nie. Dis nie ons werk as evangeliese Christen om die volgende heerser of president op die troon te kry nie. Ons glo wel dat ons God die regte man op die regte oomblik sal kies. Of soos iemand gesê het, God will give us the leader we deserve, not always the leader we want. As ons as gelowiges saam staan, kan ons 'n groot impak maak vir die goeie in ons nasie. En wanneer 'n groot morele saak op die spel is ons stilte soos verraad. Deur te praat daaroor kan ons wel wys hoe die evangelie toegepas kan word op elke terrein van die lewe. En wanneer ons getuig met die regte gesindheid en gees, kan dit 'n groot bemoediging wees vir ander. Ons het moed nodig om op te staan en 'n standpunt in te neem vir die Here, ongeag die koste. Maar ons moet ons ook toewy aan gebed, want ons woorde en dade sal op niks uitloop sonder hemelse hulp nie. As ons dit sou toepas op hierdie gedeelte in Genesis, is daar goeie nuus en slegte nuus. Die goeie nuus is baie goed, jy kan 'n verskil maak. Net 'n paar mense wat saam staan oor 'n saak kan die wêreld verander. Maar wat is die slegte nuus? Die teks van Genesis 18 maak dit duidelik dat dit nie die teenwoordigheid van boosheid is wat God se oordeel bring nie, maar die afwesigheid van die goeie. 10 mense kon vir Sodom gered het. Dit maak nie saak wat ons dink oor die sonde van Sodom nie. God wou daardie bose stad spaar van ondergang, as hy maar net 10 mense kon kry. Sonde is nie net slegte dinge nie. Goeie dinge kan ook afgode raak. Ons sien maklik dinge soos leuns en steel en trots as sondes, maar wat van jou werk, jou familie, jou talente, jou kos, jou verhoudings, jou leiers, jou sosiale media gebruik? Enigiets wat die plek van God in ons harte opneem, word maklik afgode. Wat sien God as hy na jou en jou familie kyk? Of jou skool en die plek daar waar jy werk? Of jou buurt daar waar jy bly? Of die stad waarin jy woon? Waar is die regverdige manne en vroue wat 'n positiewe impak maak op hulle omgewing? Is jy een van hulle? Hoe kan ons hierdie gedeelte toepas op ons lewens? Ons sien 'n sterk waarskuwing aan hulle wat in sonde leef. Moenie God se geduld sien as 'n traagmanieagtigheid of goedkeuring nie. Hy het Sodom totaal verwoes. Hy gaan eendag die sondaar straf in die hel. Jou enigste hoop is om weg te draai van jou sonde en jouself aan Jesus oor te gee vir sy genade, om jou baie sondes te vergewe. Sy bloed kan red, maar dis van nul en geen waarde tensy jy hom vertrou met jou hele hart. Wanneer alles gesê en gedoen is, dra jou gebede meer gewig as jou politiek. God sou Sodom gespaar het, nie weens Abraham se protes nie, maar weens sy gebed. As ons die gedeelte ernstig opneem, forceer ons dit om 'n vraag te vra. Vir wie is ek besig om in te tree en te bid? Moenie ophou daarmee nie. Charles Spurgeon het geskryf, sinners may prevent you from speaking, but they cannot prevent you from praying. Hy was reg gewees. Jy kan mense bereik deur gebed wat nie eens wil luister na jou woorde nie, of jou doelbewus probeer vermy. Hulle kan jou probeer stopsit om te praat, maar hulle kan nie verhoed dat jy vir hulle bid nie. Sondaars is magteloos teenoor die magtige wapen van gebed. Wat is jou Sodom? Is dit jou skool, jou kantoor, jou werksplek, jou familie? Gaan terug soontoe en gaan wees die sout van die aarde, waar dit kan verander deur jou invloed. Wie weet, dalk kan jy betrokke wees by die redding en transformasie van 'n hele stad. Dankie Here dat U vir my hier in hierdie dorp geplaas het om lig en sout te wees. Mag my invloed en veral my gebede groot vrug dra, sodat mense vir U sal leer ken. Help my om nooit moedeloos te word met gebed nie, maar om aan te hou bid vir die mense rondom my. Dankie dat U selfs vir my iemand van invloed gemaak het. Mag ek mense rondom my ten goeie beïnvloed, sodat hulle graag wil deel wees van U koninkryk. Ek glo niks is vir U onmoontlik nie. Dus kan ek met vertroue onmoontlike groot gebede bid. Ek kom met 'n godgroote verwagting na U toe en gee myself in U hande oor. Amen.